Goeiedag. Dis 7 April 2026. Johannes 20 vers 2 en vers 4. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en die ander disipel vir wie Jesus baie lief was, sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem. En dan vers 4, die twee het toe saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger, dus na die graf toe, as Petrus gehardloop. As iemand hardloop, is daar gewoonlik 'n dringendheid. So was dit ook daar die Sondagoggend met Maria Magdalena, met Petrus en Johannes. Hulle was die eerste getuies van die leë graf van Jesus, en daar was 'n dringendheid by hulle om dit te gaan deel met ander, en om hulle te vergewis dat die graf werklik leeg is. Maar die dringendheid was miskien as gevolg van skok oor 'n moontlike bonatuurlike wonder, of dalk ontsteltenis oor die moontlikheid van 'n misdaad of selfs grafskending. Maar die boodskap moes uit. Dit moet gedeel word. Daar moes oor hulle waarneming en ervaring gepraat word. Vir 'n dag of 2 was hulle gebroke oor die feit dat hulle hoop, hul verwagting na die bloedige vorige Vrydag op Golgotha uiteindelik tot niks gekom het, en dat hy dood in 'n graf lê. En dan hierdie aardskinnende ontdekking. Hy is nie meer daar nie. Dit moet vertel word. Dit is 'n geval van dringendheid. Vriende, ons weet dit al baie lank. Vir die meeste van ons weet ons dit ons hele lewe lank al. Ons gedenk die Here se opstanding en ons is dankbaar oor die leë graf. Maar laat dit ook vir ons met dieselfde dringendheid soos hierdie eerste getuies. Behalwe vir ons bekende, die Here het opgestaan groet op Paasondag, het ons nog die dringendheid om self daarvan te getuig. Om die opstandingsboodskap te deel, dit opgewonde vir ander te vertel, omdat dit ons eie lewe indringend verander het. Het ons en ons kerk se hardloop met die goeie nuus nie dalk maar 'n baie rustige, stadige stappie geword nie. Dit is die gebeure, die goeie nuus wat die wêreld kan verander. Maar die getuienis daarvan moet uit, met dringendheid. Here, vergewe my as ek nie meer opgewonde en met dringendheid hardloop met die goeie nuus oor u opstanding nie. Amen.